Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn belewenis vandag. Dis lekker om op so 'n manier met jou te kuier. Nou tussen die jare 1920 en die vroeë 1930s was daar 'n seun wat groot geword het op 'n plaas net buitekant Noord Carolina in Amerika. Nou hierdie seun was 'n doodgewone plaasseun, plaaskind. Voor die son opkom elke oggend het hy uitgegaan om die koeie te gaan melk en hy het gesorg dat die lande versorg is en dat alles regloop, net soos wat 'n normale plaasseun moet doen. Maar as hy klaar was daar, het hy was altyd lief daarvoor om by die houtafel in hulle eetkamer te gaan sit en na Bybelstories te luister. Stories wat sy ouers vir hom vertel het of wat op die radio gehoor het. En later het hierdie kind in 1940 het sy hart begin brand vir God en om God te dien en hy is toe geroep deur God om in die werk in te gaan van God om 'n predikant te word. Maar toe hy sy roeping deel met ander mense, was dit dadelik ontmoet met kritiek. Dadelik ontmoet met skeptisisme oor hoekom sal jy dit doen? Jy is maar net 'n eenvoudige seun. Jy's nie iets wonderlik of iets besonders nie. Hoekom sal die Here jou gebruik? In inteendeel, hy wou aangesluit het by 'n jeugbediening, maar daai jeugbediening het hom afgekeur omdat hulle gedink het hy het nie genoeg karisma nie. En omdat hy dink hy's mens kan nie maklik met hom connect soos die Engelse woord sê nie. So hy was afgekeur om by 'n jeugbediening aan te sluit. En later in die 1940s het hy toe besluit om na Bybelskool toe te gaan en hy sy studies gaan doen. Maar self daar het hierdie kritisisme, skeptisisme oor sy toekoms hom gevolg. Hy het 'n verlede van dit gehad. En self sy onderwysers en sy medestudente op Bybelskool het gewonder, hierdie ouetjie gaan seker nooit 'n verskil kan maak in die wêreld nie, want hy is tog so eenvoudig. En eindelik tussen die jare 1950 en die 1990s het sy stem gereis reg oor die wêreld, op radio en op TV, en dit was te danke aan hom dat stadions vol mense gesit het om te luister na die evangelie van God. Dit is beweer dat daar 215 miljoen mense reg oor die wêreld in kontak gekom het met hom en hy het oor die 185 lande besoek in die wêreld, waarvan miljoene mense ook tot bekering gekom het. Hier is die verhaal van Billy Graham, die wêreld se mees bekendste evangelis, TV-evangelis, en dit is te dank aan hom dat ons ook weet wat ons weet van evangelisasie, van sendingwerk. En dit was 'n besluit wat hy moes neem in sy kop om weg te draai van hierdie verlede. Hierdie verlede waar almal hom gekritiseer het, almal skepties was of hy dit sou kan doen, almal hom verkleineer het of gedink het hy's nie goed genoeg nie. Hy moes bo op dit uitstyg om te word wie hy was. En hy het dit reg gekry met God se hulp. Nou, ons is vandag besig met week 3 van ons reeks wat ons noem Ten Spyte van. Ons is besig om te kyk na die boek van Rigters. Helde wat God oprig in Israel om die volk te red. Maar hierdie helde se lewens spreek van ten spyte van. Ten spyte van hulle besluite of hulle twyfel of hulle vooropgestelde idees, is God nog steeds bemagtig om hulle te gebruik. Dis nog steeds in God se belang om hulle te gebruik, al is hulle dalk afkomstig van 'n slegte verlede. Nou vandag staan ons stil by die konsep van ten spyte van jou verlede. En net om so 'n bietjie vir jou weer in te kleer oor wat Rigters oorgaan, die Rigtersiklus. Ons is ontmoet deur 'n volk wat kom en vestig gewoonlik in 'n area. Die volk van Israel vestig in 'n area en dan gaan dit goed met die volk. Maar dan soos wat ons gehoor het, gaan dit ook te goed en hulle draai gewoonlik hulle rug op God. Hulle begin afgode dien en dan kom God in woede en hy stuur 'n volk om hulle te verdruk. Ons dink aan die Moabiete, die Ammoniete, die Amalekiete, al daai verskillende muskiete het hulle verdruk. En dit is juis op hierdie punt waar God 'n rigter oprig. Die Here antwoord deur 'n rigter, iemand om die volk te lei en ook te verlos. Iemand om hulle uit hierdie situasie uit te red, uit die verdrukking uit te red, sodat hulle kan besef dat wat hulle gedoen het, hulle rug wat hulle gedraai het op God, afgoderye wat hulle begin aanbid het, uiteindelik verkeerd was. So dit is die Rigtersiklus. Dit is die heeltyd 'n herhaling van dan gaan dit goed, dan gaan dit te goed, dan draai die volk hulle rug op God, dan straf God die volk en dan stuur God 'n rigter. Nou vandag gaan ons spesifiek kyk na een van die 8ste rigter in hierdie Rigtersiklus. Maar die boodskap van die rigters is spesifiek dat God sê iemand wat hy benodig of wat hy wil gebruik, is altyd daai persoon, hy of sy wat ja sê. Ten spyte van die omstandighede waarin hulle self mag bevind, hulle sê ja vir God. Ja, dat hulle bereid is om die volk te red. En vandag gaan ons kyk na die storie van Jefta.
Ons vind dit spesifiek in Rigters 10 tot Rigters 12, die helfte van Rigters 12 maak sy storie klaar. En hy is 'n persoon, 'n soldaat wat 'n slegte verlede gehad het. Ons gaan verskillende gedeeltes uit hierdie 3 hoofstukke uitlees en dan gaan ek vir jou so 3 lesse gee uit sy verhaal uit van keuses wat ons moet maak om oor ons verlede te kom of om te help met ons verlede en die struikelblokke wat ons selfs in ons eie pad plaas. So kom ons lees hoofstuk 10 vanaf vers 6. Die Israeliete het maar weer begin doen wat verkeerd is vir die Here. Hulle het hulle rug op die Here gedraai. Hulle het hom nie meer aanbid nie. Vers 7 sê: Toe het die Here woedend geword vir die Israeliete. Hy het hulle aan die Filistyne en die Ammoniete uitgelewer. Hulle het die Israeliete wat oos af van die Jordaan bly in die gebied van die Amoriete in Gilead 18 jaar lank onderdruk en hulle mishandel. En dan spring ons na die eerste vers van hoofstuk 7. Dit sê: Jefta van Gilead was 'n beroemde soldaat. Sy pa se naam was Gilead en sy ma was 'n prostituut. Gilead se eie vrou het ook vir hom seuns gegee. Toe sy halfbroers groot was, het hulle vir Jefta weggejaag. Hulle het vir hom gesê: Jou ma is 'n prostituut. Jy mag nie saam met ons van ons pa erf nie. Jefta het van sy broers pad gegee en in die streek van Top gaan woon. Hy het 'n bende leegleers om hom versamel. Hy was hulle leier. In hierdie tyd het die Ammoniete teen die Israeliete kom oorlog maak. Toe die Ammoniete teen hulle begin veg, het die leiers van Gilead vir Jefta uit Top laat kom. Hulle het vir hom gevra: Kom voer ons aan teen die Ammoniete. Jefta antwoord die leiers: Julle het my dan so gehaat dat julle my uit my pa se huis weggejaag het. Vir wat kom julle na my toe wanneer julle in die moeilikheid is? En hulle sê die volgende: Ons het jou nodig, het die leiers van Gilead vir Jefta gesê. Kom voer ons aan teen die Ammoniete. Ons sal jou die hoof maak van almal wat in Gilead woon. Jefta het teen die Ammoniete gaan veg en die Here het vir hom die oorwinning gegee. Hier is ons ontmoet met 'n verhaal wat eintlik so besonder is. 'n Verhaal van 'n kind wat gebore is, toe Gilead met 'n prostituut gaan slaap het. 'n Buiteegtelike kind wat gebore is en in daai tyd is die buiteegtelike kinders gesien as onrein of nie waardevol om te erf van hulle pa af nie. En Gilead het toe later ook ander seuns by sy vrou gehad en hierdie seuns het besluit dat hulle halfbroer Jefta nie waardig is om van Gilead se erfborsie te kry nie. Hulle het hom uitgedryf uit die stad uit na 'n buitewijk net oos van van Gilead. Gilead is so ryk wat in Israel se gebied was. En hulle jaag hom uit en sê jy's nie goed genoeg nie. Ons wil niks met jou te doen hê nie. En hier kom hulle later aan, net wanneer daar groot moeilikheid is. Jy weet wanneer daar 'n krisis is. Jy weet mos daai wat ons sê moeilik as dit moeilik is, dan vra ons vir God. Net so in hierdie geval, toe daar 'n krisis was, het hulle hulp nodig gehad. En toe gaan hulle na Jefta toe. Maar Jefta gebruik spesifiek hierdie woorde: Hoekom kom julle nou juis na my toe wanneer julle my eintlik so gehaat het dat julle my uit my vader se huis uitgedryf het? So Jefta het skade gehad, Jefta het seer gehad in sy hart van goed wat in die verlede gebeur het. Maar die manier waarop hy reageer na hierdie seer, hierdie goed wat in die verlede gebeur het, hierdie wonde wat hy gehad het, hierdie kraak in sy hart, die manier hoe hy daarop reageer, is wat hierdie storie so wonderlik maak. So kom ons vra die volgende vraag: hoe kom ons verby ons verlede? As ons kyk na hierdie storie van Jefta en sy broers en die volk van Israel, hoe kom ons verby ons verlede? Ons het verlede week gekyk, nou kom ons verby ons twyfel, maar hoe kom ons verby ons verlede? Ek dink die eerste stap wat ons moet maak, en ek gaan so 3 keuses noem. Die eerste keuse is, kies dat jy verlede nie jou toekoms bepaal nie. Dis daai punt van jou pa se besluite is nie jou skuld nie. Jefta se situasie was nie sy skuld nie. Dit was sy pa se besluit om met 'n prostituut te slaap, nie syne nie. Maar hy het die vrug daarvan gedra, van sy pa se sonde. Maar hy het steeds gekies dat hierdie verlede waaruit hy gekom het, nie sy toekoms bepaal het nie. Daar's so 'n Nigeriese teoloog van Abelodun wat die volgende stel. Hy sê, as the rejected son of a prostitute, Jefta was a man without a physical or social home.
and without a future. As mens teruggaan in die ou antieke manier van dink, die ou Israel, dan kom jy sien dat so 'n kind wat uitgejaag is omdat hy eintlik maar 'n bastard is. So 'n kind het geen toekoms gehad nie. So 'n kind het geen hoop gehad vir 'n toekoms nie, want hy is uitgejaag en niemand wou weer met hom iets te doen gehad het nie. So hy het geen hoop gehad nie, geen hoop op die horison vir 'n goeie toekoms nie, want hy is uitgejaag. Sy verlede spreek van verwerping. Sy verlede spreek van geen hoop. Maar hy kies die volgende. Hy kies dat sy verlede nie sy toekoms bepaal nie. Ons lees in die 20 vertale, in die eerste vers van hoofstuk 7 waar ons gesien het dat Jefta was eintlik 'n dapper kryger. 'n Persoon wat gegaan het van niks werd, verwerp deur sy familie, uitgegooi deur sy gemeenskap. Persoon soos dit kon maklik sak en as gaan sit het en gesê het, ek is klaar, daar gaan niks kom van my lewe nie. Maar steeds kom verander God hierdie narratief en sê dat Jefta, jy is 'n dapper soldaat. Jy is 'n dapper kryger. In Engels 'n mighty warrior. Maar dit moet 'n besluit gewees het van Jefta om te sê, ek besluit om my verlede in die verlede te los en vorentoe te gaan. Laat my verlede nie my toekoms bepaal nie, want ek weet met God is ek in staat om baie meer te doen as my verlede. Joel Osteen het op 'n slag gesê dat you are not defined by your past. You are prepared by your past. Hierdie letsels wat Jefta opgedoen het, juis omdat hy uitgejaag is, het hy die geleentheid gehad om 'n leier te wees van 'n bende en het hy die vaardighede opgetel wat nodig was vir die taak wat voorgelê het. So sy verlede het hom eintlik voorberei vir die toekoms wat God vir hom beplan het. Ek dink baie keer is ons as Jesus volgelinge so seer gemaak deur goed in die verlede wat met ons gebeur het, wat ons gedoen het, wat ander aan ons gedoen het, wat ons gesê het of wat ander van ons gesê het, dat ons net opgee en sê, hoe kan die Here iets uit hierdie uitmaak? Wat goed sal hier uitkom? Maar ons moet hierdie woorde onthou. Ons verlede bepaal nie wie ons is nie. Ons verlede berei ons voor vir wie God vir ons moet wees. So moenie bepaal word deur jou verlede nie. Ek weet dis makliker gesê as gedaan, want ons is so lief daarvoor om hierdie letsel saam met ons te dra die res van ons lewens, dat ons op 'n of ander dag maak dat hierdie verlede ons beïnvloed. Ons besluite, ons keuses, ons gedagtes, ons woorde, ons aksies beïnvloed. En dit is juist die uitnodiging van hierdie rigterstreeks wat ons vandag mee werk, is dat ten spyte van seer, ja, daar is seer. Dis nooit lekker nie, maar ten spyte van dit, tel jou kop op. Want God is besig om jou voor te berei vir iets groter. Jy sit dalk in 'n situasie waar jy wonder, ek weet nie wat aangaan nie, hoekom stuur die Here hierdie op my pad? Hoekom moet ek hierdie toets skryf? Die Here berei jou voor vir iets beter in die toekoms. So dis die eerste keuse wat ons moet maak. Ons moet kies dat ons verlede nie ons toekoms sal bepaal nie, maar dat ons bo dit sal uitsteek soos Billy Graham en soos Jefta. Die tweede keuse wat ek jou na toe wil uitnooi is om te kies om dapper te wees en om vertroue te hê op God. Soos ek gesê het, Jefta kon maklik net gaan sit het op 'n asloop en gesê dis verby, my lewe gaan niks van kom nie, daar gaan niks goed daarvan kom nie. Maar in steede van dit is hy dapper. Hy sê ek gaan hierdie nog 'n kans gee. Ek gaan vir julle nog 'n kans gee as volk en ek gaan julle help. Hy's dapper genoeg om sy verlede, sy wonde in die gesig te staar en te sê ek gaan nog 'n kans gee. Ek vertrou op God, nie op mens nie. Ek dink baie kere is ons so lief daarvoor om, ek dink die Engelse woord sê dit soveel mooier, om complacent te wees, om tevrede te wees met waar ons is, tevrede wees met die pyn waarin ons geleef het, of tevrede te wees om nog steeds daarin te wil wees, nog steeds onsself daarin te plaas. Maar hierdie uitnodiging is dat ons bo dit sal uitstyg met dapperheid. Vers 29 sê die volgende: Die gees van die Here het oor Jefta gekom en hy het deur Gilead en Manasse getrek. Hy het aan Mispa en Gilead opgetrek en van Mispa en Gilead het hy oorgetrek na die Amoniete. Jy sien, hier is iets wat ek wil inbring. Jefta kon dit nie op sy eie doen nie.
Hy kon nie op sy eie dapper wees nie, want hy het seer gehad, hy het pyn gehad. Maar die Gees van die Here het op hom gekom. Die Gees van die Here wat ons dapper maak, ons sterk maak, ons 'n hoop gee of kans gee om uit te sien vir die toekoms. Die Gees van God wat ons op soveel moet staat maak dat hy ons geneesheer is. Hy is die raadsman wat ons raadop is, die leier van ons lewens. Dit is daai Gees wat Jefta ook bemagtig het om sy reis, sy oorlog wat hy moes gaan veg het te voltooi, net suksesvol te volbring. Maar die Gees van die Here was nodig. Dit was ook nodig van hom om 'n stap van dapperheid te vat. Ons het in die sielkunde het ons iets wat ons noem in Engels the victim mentality, die slagoffer mentaliteit. En ek gaan nie lank hierby stil staan nie, maar dit is basies waar iets in jou lewe gebeur wat sleg was. En dan kies jy om 'n slagoffer van daai gebeurtenis te wees die res van jou lewe. Jy is dalk verwerp as 'n kind. Jy is dalk as 'n kind gesê jy sal niks word nie, jy is pateties. Jy is baie sleg. En dan kies ons om die res van ons lewens daai label met ons te dra en die res van ons lewens slagoffers te wees aan daai woorde of aan daai aksie of daai daad wat teenoor ons gedoen is. Ons sukkel om oor dit of verby dit te kom. Dit bepaal ons lewens, ons keuses, ons toekoms en ons sukkel. En dis oukei. Dis normaal. Dit is 'n normale reaksie om met hierdie seer te loop, maar Jefta se storie nooi ons uit om met hierdie seer te werk. Dit nie net te skuif na een hoekie toe nie, om met dit te werk en dit te verwerk. Want ons verlede, ons seer en ons pyn van die verlede kan nie ons lewens bepaal nie. Dit kan nie bepaal hoe ek dink en hoe ek optree nie. Ons moet verby dit kom, op 'n punt waar die Here ons genees deur sy Gees, die Gees wat vir Jefta genees het. Ons moet staat maak op hom, ons moet vertrou op God dat hy in staat is om dit te doen en nie net te sê dat wat God vir ander gedoen het, kan hy nie vir my doen nie. Ek gaan met hierdie pyn lewe. Ek weier om te vergewe en te vertrou op God. Iemand het eens op 'n slag gesê, if you don't leave your past in the past, it will destroy your future. Live for what today offers, not for what yesterday has taken away. Ons kan nie op 'n punt kom waar ons so spyt is oor ons verlede, oor ons gees, die sondes wat ons gedoen het nie, dat ons sukkel of dat dit ons toekoms vernietig nie. Ons moet dit daar los. Ons moet dit in die verlede los, want God is bemagtig. En jy sit dalk hierso in 'n situasie waar jy gebroken voel, waar jy voel asof God jou net verlaat het. Ek wil jou so vinnige antieke Japaneese proses verduidelik. Hulle noem dit kintsugi. Nou dit is wanneer 'n pottebakker 'n bak vat wat stikkend was of 'n pot vat wat stikkend was en dit in plaas van om dit in die asblik te gooi, in plaas van om dit te los en te sê dis te laat, ek kan niks daarmee doen nie, vat hy hierdie stukke en hy sit dit bymekaar met goue lak. En hierdie krake word op die einde van die dag die mees waardevolste deel van hierdie potte. Ek wil vandag vir jou uitnooi, hierdie wonde wat jy het van jou verlede, die krake in jou hart, laat God dit kom vul. En moenie dit net sê dit is in die verlede, ek gaan nooit weer daaraan dink nie. Gebruik dit as 'n getuienis. Dit is wat ons as Jesus volgelinge meer waardevol maak, is as ons juis daai seer kan gebruik om ander mense wat in seer is te bemagtig. So dis die tweede keuse. Kies om te vertrou op God, maar ook om dapper te wees om bo hierdie op te staan, om te vertrou op die Gees van God. Want op die einde van die dag is ons uitgenooi om te leer uit ons verlede, maar nie daar te bly nie. Om nie gevange te wees in ons verlede nie, maar 'n oorwinnaar mentaliteit te hê. Om verby dit te gaan en te sê ek is meer as oorwinnaar deur God wat vir my die krag gee, deur die Gees wat my lei om ander mense weer te vergewe. Dis die derde, dit lei my na die derde keuse toe en dit is kies om te vergewe. Ek dink Jefta moes in 'n situasie gewees het van, kom julle na my toe as julle my gehaat het. Ek wil niks met julle te doen hê nie, want dit is 'n menslike reaksie van jy het my sleg gedoen, so ek gaan jou nie help nie. So hy is in daai oomblik deur 'n immense of enorme proses van vergifnis gegaan en deur vir die volk en sy broers nog 'n kans te gegee het. Bernard Meltzer sê op 'n slag, when you forgive, you in no way change the past, but you sure do
change the future. Dis daai vergifnis wat ons sê dat ek weet jy het my sleg aangedoen. Maar ek kies nog steeds om jy te vergewe, want dis wat God vir my verwag en dis beter vir my eie toekoms, sodat my verlede nie my toekoms bepaal nie. En dan in vers 8 toe die mense van Gilead teruggegaan het na Jefta toe. Toe sê hulle hierdie volgende woorde, hierdie 4 woorde. En ek wil hierdie 4 woorde moet by jou bly. Ons het jou nodig. En ek wil hê jy moet daai ons vir 'n oomblik net bietjie verpersoonlik. Ruil die woord ons met God. Daar waar jy sit, God het jou nodig. Maak nie saak wat in die verlede gebeur het nie, God het jou nodig. Maak nie saak wat se letsels jy het, wat se seer jy gekry het nie, wat se verwerping jy ervaar het nie. God het jou nodig. God het Jefta nodig gehad om op te staan, om 'n rigter te wees en sy volk te red. Kom ons vat dit nog so 'n bietjie stap verder. Kom ons sê jou familie het jou nodig. Jy kan nie sê dat ek myself van jammer kry en in die hoek gaan sit nie. Jou familie het jou nodig, ten spyte van wat gebeur het in die verlede. Vergifnis is 'n groot deel van ons lewens en dit moet 'n groot deel wees van ons DNA, want ons moet vergewe. Maar jou familie het jou nodig. Maak nie saak in watter situasie jy sit vandag, jou familie het jou nodig. Jou vrou het jou nodig. Jou kinders het jou nodig. Jou kollegas het jou nodig. Op 'n of ander dag jou kerk het jou nodig. Ons het jou nodig om 'n verskil te maak in hierdie wêreld en ons kan nie toelaat dat die vyand wen deur ons toekoms bepaal uit ons verlede uit nie. Ons kan dit nie toelaat nie, want dit is wat Jefta gedoen het. Hy het gesê ek weier om toe te laat dat my verlede in my pad gaan staan om 'n sukses te wees, want God kan my gebruik. So ons het jou nodig. En God wil jou gebruik. Dis my uitnodiging vandag. God wil jou gebruik. Ten spyte van jou verlede. God het Billy Graham gebruik. God het Jefta gebruik, Gideon gebruik. Ehud gebruik. Telke male in die Bybel sien ons hoe God mense gebruik ten spyte van hulle verlede. Dink aan Paulus wat Christene vervolg het. God het hom nodig gehad. En God kom en draai sy situasie om as hy die hele tyd gesit het en getop het oor sy verlede en dit wat hy gedoen het teenoor die kerk, dan sou hy nie 'n sukses kon wees in die kerk nie. So ek wil jou vandag uitnooi, styg uit bo jou verlede. Moenie laat jou verlede jou bepaal nie. Want jy is kragtig. Die Gees van God wat in jou werk. Kom ons sit en bid ons saam. Almagtige Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vandag 'n les uit die Ou Testament, uit die boek van die Rigters wat soms so wreed is te kry, Vader God. 'n Les van bemoediging. 'n Les van maak nie saak hoe erg ons verlede is, wat aan ons gedoen is of wat ons gedoen het aan ander nie. Ons het hoop vir 'n toekoms. U kan ons nog steeds gebruik deur u Gees en ek wil vandag kom bid vir elke persoon wat hierna luister, Vader God, dat u ons sal help om hierdie 3 keuses te maak. Dat ons sal kies om te vergewe, dat ons sal kies om dapper te wees en te vertrou op die Gees van God, dat hy ons sal genees en herstel, dat ons krake sal vul met goud, sodat ons meer waardevol word. En op 'n van die dag, Vader God, dat ons sal besef dat ons toekoms nie bepaal word deur ons verlede nie, Vader. Laat ons nie slagoffer mentaliteit sal hê nie, maar laat ons oorwinnaars sal wees en sê, ek styg uit bo oor hierdie verlede van my. Boor hierdie slegte goed wat met my gebeur het, ek kies om 'n Jefta te wees. Ek kies om kans te sien vir môre en ek kies om voor te berei vir wat kom. Laat my verlede my voorberei vir my toekoms en nie my bepaal of my definieer nie. Gaan met ons elkeen, Vader, om hierdie week dat ons 'n stralende voorbeeld van die liefde sal wees, u vergifnis sal wees en u seën in ander mense se lewens sal wees. So ons gebed in die naam. Amen.